Hi vriende, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons Sabbatskoolles. Ek wil julle net inlig, ek het hierdie week se lesie, les 3, lewe en dood, saam met leraar Ryan opgeneem, maar die klank is verskriklik sleg. Ek weet nie wat daar gebeur het nie. Die duiwel is my hard besig aan hierdie kant, maar ek het dit nog steeds opgelaai. Dis veral in die begin wat die audio baie sleg is. Dis asof die mic die hele tyd uitsny. Maar later word dit beter en die mens kan daarom verstaan wat ons bespreek. So met rukke maak hy weer sulke hakkerige geluitjies en ek vra om verskoning daarvoor en baie dankie vir julle geduld. Maar ek voel ons het so lekker gesels en die Here het ons so gelei in ons gesprek. Ek wil dit nie graag oordoen nie. Weer eens baie jammer, veral in die begin is die klank baie sleg, maar asseblief hou aan luister, hier is 'n baie goeie les, soos al ons lesse maar, en weer eens baie dankie vir julle ouens se geduld. Baie welkom by hierdie bespreking van ons weeklikse les saam met ons het 'n gas by ons. Wel, ons het 'n gas van my liefietjie. Hier lê sy lê maar altyd hierso. Maar behalwe vir my liefie, het ons ook vir leraar Ryan by ons. Baie welkom. Dankie dat leraar saam die lesie hierdie week bespreek. Dankie. Baie dankie. En ons beplan om miskien in die toekoms ook te doen, leraar ons verseën. Baie dankie leraar. So ons is hierdie week by les 3, lewe en dood. En hierdie week se teksvers is 'n maklike een. Filippense 1:21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek lees hom weer, Filippense 1:21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lessies met mekaar te deel, om meer van U te leer. Skryf asseblief U woord op ons harte en help ons om U beter te leer ken in Jesus se naam. Amen. Weer baie welkom, dankie vir elkeen van julle wat inskakel. Baie dankie vir die druk. Die algoritme sê dat die mense hou van hierdie video en dit dan deel ook aan ander mense. En so kan die boodskap ook aan hulle gedeel word. So dankie dat julle ons ondersteun direk van die kop. Ons wil die van julle finansiëel ondersteun. Ons kry op die oomblik so R250 fondse in elke maand. Baie dankie. Ons omtrent die helfte van ons internetkoste gedek word. As daar van u is wat voel die Here het u geseën en u wil ons graag help, die bankbesonderhede is nie geskryf vir die video onder. Baie dankie vir julle gebede, julle bemoediging en die kommentaar gedeel is hieronder. Ons gaan dan na ons lesie toe, soos ons nou al gesê, kyk ons na les 2 en die opskrif is lewe en dood. Ons geheue teksvers Filippense 1:21 sê dit so baie mooi, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Nou in hierdie week les kyk ons na Paulus se siening oor sy diens, of hy sy diens nou lei tot dat hy vrygelaat word uit die gevangenis uit. Onthou, terwyl hy Filippense en Kolossense skryf, was hy in gevangene gewees. En of gaan lei tot sy dood. So hy het 'n verwagting gehad dat dit moontlik tot sy dood kan lei. En hy het gesê of dit vir lewe of vir dood is wins. As ek lewe, kan ek meer mense red. As ek sterf, sal dit 'n groot verkeer wees, 'n getuienis wees wat ander mense ook kan bemoedig dan om vir die Here te staan en sal eer vir die Here bring. En sy ook in die week sy groot missie is lewe of dood, dat die Here deur sy lewe verheerlik sal word. Nou leraar, as ons na Sondag se gedeelte toe gaan, is die opskrif dat Christus groot gemaak sal word. En dan vra die les ons moet kyk na Filippense 1:19 en dit vra, wat skyn Paulus se verwagting oor die uitslag van sy gehoor te wees? Wat beskou hy selfs meer belangrik as om vrygespreek te word? Nou kom ek lees vir ons Filippense 1:19 en vers 20. Dit sê,
want ek weet dat dit deur julle gebed en julle ondersteuning van die Gees van Jesus Christus tot my heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Nou, hierdie is nie die eerste keer, leraar Ryan, wat in die moeilikheid is nie. Dis die eerste keer wat in die gevangenis is nie. Ja. Ons lees ook waar dit sê, is leraar se foon op mute? Ja. Ons lees ook waar dit sê, al hierdie dinge waar hy deurgegaan het, wat het alles met hom gebeur, leraar? Baie dinge. Die les sê vir ons eintlik bietjie daarso dat hy in 2 Korintiërs 11 bietjie deurgaan en julle sal sien daarso hy sê 3 maal as ek met stokke geslaan, 1 maal as ek gestenig, 3 maal dat ek skipbreek gelei. En ons kan aangaan en aangaan. Dit is baie interessant. Dat die ou wat al voorheen ander mense vervolg en geslaan en vermoor het, is nou die ou wat hierdie dinge deurmaak. So is my eintlik 'n groot testament tot sy werklike geloof in die Here. Hy is nie net iemand wat net gesê het, okay, ek doen hierdie ding wat ek dink dit gaan voordelig vir my wees nie. Nee, juist die behandeling wat hy voorheen aan mense gegee het, is nou die behandeling wat hy kry en hy sê ek doen dit ter wille van Christus. Yes. En wat as ons kyk na die vraag wat sê wat skyn Paulus se verwagting oor die uitslag van sy verhoor te wees, ek het bietjie daardie verse gelees en ek het nie eintlik 'n antwoord gekry nie. Ek sal eerlik wees. Ek het nie gesien dat Paulus regtig sê hy verwag hy gaan doodgaan of hy verwag hy gaan nog lewe nie. Ja. En jy lees bietjie voor dit verse 17 en 18 en hy sal sê en ek sal my verder verbly. En as jy dit self lees dan sê jy sien dat hy sê alles loop op sy redding uit. Yes. Hy weet waar hy staan met Christus. Hy is gerus of hy lewe of hy sterf, want hy weet hy is in Christus. Dit is sy hooffokus gewees. So vir my is dit nie duidelik wat sy verwagting is nie, maar vir my wat wel duidelik is dat hy vrede het. Dat hy weet, Christus het my. As ek lewe, gaan ek aanhou werk vir hom. As ek doodgaan, dis ook okay. Yes. En ons sal onthou toe hy blind geword het op die pad Patmos, is hy mos met blindheid geslaan en toe sy na die stad toe en daarso het iemand na hom toe gekom nadat hy 3 dae blind was en het gevra, Here, wat moet ek nou vir u doen? En die Here sê, moenie worry nie, ek sal vir jou wys hoe jy gaan lei om my naam te verheerlik. So van die begin af was hy bewus dat sy lewe 'n moeilike pad gaan wees en dat die doel daarvoor gaan wees om die Here te verhoog. En hy was vergenoeg daarmee gewees. Dis nou een van daai ou Afrikaanse name, vergenoeg, nee, om vergenoegd te wees. Ja. Nou leraar, dan is hier nog 'n paar vers wat hulle vir ons moet lees. En ek vra julle lees saam. Die vraag wat jy vra is, wat was Paulus se verwantskapshouding met die kerke wat hy tot stand gebring het en met die mense wat hy vir Christus gewen het. So 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 16 lees ons, en skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders. So hierso sê hy, noem hulle my geliefde kinders. Want al sou julle 10.000 tugmeters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. 1 Tessalonisense 2 vers 10 en 11, julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het. Galasiërs 4:19, my kinders, vir wie ek weer in baringsskoot is tot nou toe, dat Christus in julle gestalte verkry. So hier weer verwys hy na hulle as sy kinders. En dan Filemon 1 vers 10, pleit by jou vir my kind. Hy noem hierdie Onesimus sy kind, wat ek verwek het in my boeye. So leraar, hoekom noem hy hulle nou sy kinders? Dis nogal snaaks. Ek is baie lief vir Paulus se geskrifte,
maar partykeer lees jy Paulus en jy dink, hoe kom jy dit so gestel? Ja, Want natuurlik, jy weet, ons hoef nou nie te diep in daai bespreking te gaan nie, maar ons weet dat tekste soos hierdie al verdraai is. yes, Om te sê, nee, maar ons moet aardsvaders hê, wat, jy weet, ons predikante en wat ook al moet, soos ons vaders wees. yes, En ek dink nie dis wat hy hierso uitlig nie. Kyk, ons verstaan Paulus het kerke gestig, hy het persoonlike tyd saam met mense spandeer. En ek dink hierdie vergelyking wat hy gee van julle is my kinders, of ek, jy weet, hy voel asof hy hulle vader is om aan te dui hoeveel tyd hy, om die Engelse woord te gebruik, invest, hoeveel tyd hy belê het om yes, hierdie kerke te stig. Hy is nie net iemand wat ingekom het en gesê het, okay, is 'n paar gelowiges, kom ons stig 'n kerk en kry 10 en wat ook al. Nee. Hy het, ek dink daar's 'n ander gedeelte waar hy, en ek gaan nou nie die vers verkeerd kry, maar waar hy sê, ek kon aanspraak maak op vergoeding, maar ek doen nie. yes, Ek doen alles uit my eie onkoste, ek doen alles op my eie moeite, for the sake of the gospel, yes, vir die saak van die evangelie. En hy gebruik hierdie direkte vergelyking as 'n vader om te wys, maar ek is met julle van die begin af. Ek het tyd spandeer. Ek meen, ek sê dit nou in die konteks van 'n goeie pa. ja, Wat doen 'n goeie pa? 'n Goeie pa is van kleins af betrokke met sy kind, spandeer yes, elke dag saam met hulle. Soos dat hulle ouer raak en bietjie meer selfstandig raak, gee hy nog steeds advies. Ek's nog redelik jonk, maar ek's op die ouderdom van 27 en ek vra nog steeds my pa vir advies. ja, En in dieselfde manier sê ek is saam met julle gewees van die begin af, maar ek is nog steeds bereid om saam met julle te wees en advies te gee, solank as wat julle dit nodig het, solank as wat ek kan. En wat vir my so mooi is hierdie verhoudingsverband wat hy het met hierdie mense. Dit is nie net anders weer nog gelowiges nie, wat iewester is nie, maar dis vir hom soos 'n intieme familieverhouding wat hy het met die kinders van God. En natuurlik is hy hulle geestelike leier, mens kan amper sê geestelike vader, maar ons weet Jesus het ook gesê, jy moet niemand op die aarde vader noem nie, Precies. so mens moet die Bybel in konteks lees. Ek dink hierdie het meer te doen met daai verhouding, daai vaderlike liefde wat hy vir hulle het. Hy sien hulle as sy kinders, want hy het hulle gewin vir Christus, en hy sien hulle as die vrug van sy werk. Ja. Um, Hy is nie 'n jong man nie, ons moet dit onthou. ja, hy is 'n ou man nou al teen die tyd. Ja, wel, ek meen, hy is so net so na 50, so ek sê Ja, dis versigtig oud. om te sê oud. Ek is na 5, so ek is oud, ja, hy is oud. So ek meen, ek dink dis heeltemal natuurlik vir hom as ouer man om hulle as sy kinders te noem. Vir my as 'n jonger mens om iemand wat 20 jaar ouer as ek te sê my kind, dis 'n bietjie van 'n weird ding. Ja. Maar vir Paulus is dit heeltemal natuurlik om te sê, maar my kind, laat ek met jou praat. Dis soos 'n geestelike kind wat nou wedergebore is. Wel, Gerard, hier is ook dan nou 'n vraag aan die einde van die dag, en hierdie is vir ons kykers, julle ouens, asseblief, gesels met ons in die kommentaar gedeelte hier onder. Ons hoor baie graag van julle. Dis so lekker as julle vir ons boodskappe stuur. Maar gesels ook saam oor die les. En kom ons kyk na die vraag. Die vraag sê, dink na oor hoe jy lewe en oor hoe jy mense behandel. Veral mense wat jou nie mooi behandel nie. Watter tipe getuie vir Jesus verteenwoordig jy? Ja, Gerard, daai is 'n moeilike ene. Want ons eerste reaksie is, man, ek sal jou terugkry. Ja. Nee, is dit nie so nie. En ek seker julle luisteraars, julle kykers het self daai selfde ervaring, maar dis maar die sondige natuur. En ons moet die natuur van Christus deelagtig word, nee? Want wat het Jesus gedoen op die kruis vir die wat hom gekruisig het, nee? Ja. Hy het gebid, Vader, vergewe hulle. En dis die gesindheid wat ons moet hê, ons moet bid daarvoor. Nou soveel te meer iemand wat ons te nakom, wat miskien 'n vyand beskou kan word, hoeveel te meer vir ons broers en susters in die geloof. Want dit gebeur maar, as 'n familie saam leef, is daar botsing. En ons moet leer om, ja, ons raak ongelukkig met mekaar, maar ons bly lief vir mekaar. Ek dink dit is 'n baie belangrike aspek. Ja. Ek het nou vir iemand gesê, weet jy, ons het altyd hierdie bandjies gekry, wat sou Jesus doen? Ja. En dit was 'n groot ding 'n paar jaar gelede. En teen hierdie tyd voel dit al soos 'n klise amper, maar dit is werklik 'n baie belangrike vraag wat ons self kan vra. Wat sou Jesus doen? En die enigste manier hoe jy 'n antwoord daarop kry is as jy self 'n verhouding met Christus het. As jy elke dag saam met hom spandeer, sal jy self leer hoe hy sou optree, want jy
besin oor sy lewe, jy besin oor sy karakter. En uit daardie persoonlike verhouding met hom, kan ons dan soos hom wees. Weet julle, ons spandeer 'n bietjie ekstra tyd op hierdie vraag, maar ek dink dit is belangrik, want alles kom daar uit om 'n verhouding met die Here te hê. Ja. Dan gaan die dinge nie so moeilik wees. Die rede hoekom ek so sukkel is, want my verhouding met die Here is nie soos dit moet wees nie. Ons moet groei in Christus elke dag, en so dan sy karakter deelagtig word. Ons moet die Here leer ken, en meer leer ken elke dag. Dis baie belangrik. Leraar, kom ons gaan na les, na maandag se les toe. Om te sterwe is wins. Nou, die lesie sê ons is almal betrokke in die groot stryd. Kan leraar vir ons net kortliks, wat is hierdie groot stryd? Praat van groot stryd, 'n kosmiese konflik. Wat is die? Wel, dis 'n, as ek moet sê kortliks, dis 'n lang onderwerp, maar ons is bekend met die sondeval, dat die sonde het nie begin in die tuin van Eden. Sonde het begin toe die duiwel homself gelyk met God voorstel, en toe hy God beskuldig het, dat die drie eenheid onregverdig is, dat hulle, jy weet, almal verseer om hulle te aanbid, en dit is die grootste aanklagte nog al jare. God is onregverdig, jy weet, hy is nie so heilig soos hy is en almal. En dis waar die sonde begin het, en dit speel uit in die tuin van Eden, en wat ons moet besef is, dit is nie iets wat net daai tyd gebeur het nie, dit is nie net iets wat op ons koppe gebeur nie, dit is iets wat in ons daaglikse lewe uitspeel. Ek het nou nog met iemand gepraat, en is nie iemand in die kerk nie, maar sy is ook 'n leier, en sy sê, jy kan sien aan ons gemeenskap, hoe die mense Jesus nodig het. Sy het gesê, in die korrupsie, in die misdaad, en jy kan deur dinge gaan, en ons sien dat, en dit is wat die groot stryd is, jy weet, mense wat, selfs baie keer sonder dat hulle dit besef, eintlik Satan kies, want hulle kies nie die Here nie, so wat is die ander opsie? Jy kies eintlik die duiwel en sy weë. En dit is presies wat die groot stryd is. Hierdie stryd tussen goed en kwaad, as jy dit so wil stel, maar die Here en Satan. Nou ons weet die Here het al klaar oorwin, maar hy gee nog 'n tyd vir mense om hom te kies. Sodat niemand kan sê, maar die Here is onregverdig nie, ek het nie kans gehad nie. Daar is nou tyd om nog te sê, maar ek wil die Here kies, ek wil die lewe in die Here leef. So ons is in die groot stryd betrokke op hierdie oomblik, en soos wat leraar sê, ons almal kan getuig daarvan. Ons voel dit in ons persoonlike lewe, en ons sien dit in die samelewing ook. Hierdie stryd tussen goed en kwaad begin in die hemel, voortgesit hier op aarde by die tuin van Eden, en dit sal eers volbring word wanneer Jesus kom, na die 1000 jaar, die groot oordeel, en dan sal ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde beerwe. Prys die Here. So, die lesie vra dan vir ons moet kyk hierso na 2 Korintiërs 10 vers 6, 3 tot 6, en wat dit vra is, wat is die grondslag van die geestelike oorlog wat ons voer, en wat is ons wapens? So 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3 lees, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Hierdie is nou 'n hele mond vol. Maar leraar, daar's dinge, as mens in 'n stryd is, ons het wapens as ons oorlog voer in die vleeslike wêreld, maar ook in die geestelike wêreld. So die vraag is, wat is daai geestelike wapens? Maar daar is baie geestelike wapens, maar ons as Christene mag nie alle geestelike wapens gebruik nie. So, watse wapens mag ons gebruik, leraar? Wat mag ons nie gebruik nie? Wat is hierdie geestelike wapens waarvan Paulus praat hierso? Wel, ek dink heel eers moet ons besef dat ons doen dit nie in ons eie krag nie. Amen. Ons moet voor ons enige vraag beantwoord, ons besef, ons doen dit net deur die krag van Christus. In terme van geestelike wapens, wat noem ons vir die Bybel? Wat is 'n sinoniem vir die Bybel? Is die swaard van die gees. Presies. Ja. So, die Bybel
is ons kern, dit is ons fondasie waar ons alle inligting van kry wat ons nodig het om hierdie stryd te voer. En so ons gebruik ons gebruik heel eerstens die Bybel en dan sien ons dat die Heilige Gees rus ons toe met verskillende gawes. Ja. My gawes ook anders as joune. Maar hy gee ons gawes en insig om te kan onderskei. Ek dink dit was in laasweek se lesstudie wat daar ook duidelik gemaak word wat dat ons moet kan onderskei tussen goed en kwaad. Ons moet kan onderskei tussen wat reg is en wat dinge is wat ons kan vashou. En so dit is belangrik om ek dink nou nie kan 'n liedjie lees jy Bybel bid elke dag. Goed, my ma sing dit vir my altyd. Nog steeds. En dit is presies so. Lees jou Bybel, jy 'n verhouding met die Here en die uitvloei daarvan is dat jy oop sal wees vir die invloed van die Heilige Gees wat jou trus om geestelike magte te veg. Natuurlik jou bose gees. Ons sien dat mense nie noodwendig oorval word, jy weet, of laat ek so sal Engelse woord is possess word. Jy weet, as hulle vashou aan die Here nie. Wie is die mense wat makliker val? Diegene wat nie 'n verhouding met die Here het. Wat oorgee aan die bose. Wat oorgee aan die bose. Ja, ongelukkig. En as mens dink aan Efesiërs 6, die wapenrusting van God, daar is die geestelike wapens, maar daar is nie wapens nie. Die enigste wapen is die woord. Presies. Die ander is alles goed wat jou beskerm, die helm van verlossing en die bors harnas en die beld wat jou wapens vashou, jou swaard vashou en die skoene in jou voete. Maar die swaard is die enigste wapen wat Jesus ook gebruik het. Want toe die duiwel hom versoek het, het hy gesê daar staan geskrywe. En hy het nie met 'n skrul rondgeloop nie, hy het die woord in sy hart gebere. En dit is baie belangrik vir ons wanneer kom by wapens. Ons moet die woord van God ken. Ja. Daarsonder kan ons niks doen nie. Leraar, dan is hierso nog 'n vers wat hulle vra ons moet lees. As ek net kan byval met daai, ek het te veel mense ontmoet wat jy het 'n Bybelbespreking en hulle hou vas aan hulle opinies. Dan sê ek, okay, maar nou, wat sê die Bybel? Nee, my leraar het vir my gesê. Ja. Ek sê dit kos moenie my glo nie. Nie oor wat ook al nie, maar ek wil graag hê elkeen moet hulle Bybel self lees. Ons het te veel mense wat net ons het iets by die kerk gehoor of ek het net my daaglikse teksvers wat van my Bybel afkom gelees en jy moet gedoen om verder te lees. Jy moet self die Bybel lees, anders gaan jy nie die Bybel ken. En die duiwel het nou 'n nuwe aanval waar die duiwel sê, nee, maar die Bybel wat ons het is nie die akkurate woord van God nie. Hy is te veel verander. So ons kan hom nie vertrou nie. En nou kom die mense met allerlei ander geskrifte wat hulle sê nee, dis nou die Bybel. Teen wat gaan hulle hom toets? Daai wat hulle bring of dit die waarheid is. As ons nie die Bybel het as die bloudruk nie. So die duiwel is baie slinks. Die woord van God bly die woord van God. Ja. Okay, kom ons kyk gou-gou. Filippense 1 vers 21 en 22. Die vraag is, hoe staan ons Paulus se stelling hier? Veral in die konteks van die groot stryd. Filippense 1 vers 21 en 22. Dit sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dis ons geheue teksvers. Dan in vers 22 sê hy, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. So hy sê hierso, of ek nou sal lewe of ek nou sal doodgaan, dis wins. As ek lewe, wat ek gaan kies, ek weet nie, maar dit gaan vrugbare arbeid wees. So, arbeid in wat? Dit moet tog in hierdie groot stryd wees. Ja. Dis 'n interessante manier hoe hy dit stel, want dis nie eintlik asof dit sy keuse is of hy lewe of sterf nie. Ja. Maar wat hy wel kan kies is of hy gaan aanhou om die Here te dien, ten spyte van. En ons sien, soos wat ons vroeër genoem het, sy lewe was totaal en al gewy aan Christus. Hy het gesê, as ek sterf, dan sterf ek, jy weet, dan gebeur dit so. Maar as ek aanhou lewe, gaan ek aanhou die werk doen wat die Here vir my voorgestel het, jy weet. Die werk doen om die evangelie te versprei, die werk doen om kerke te stig, die werk doen om mense na die Here toe te lei. En ons sien dit weer eens in laasweek se studie wat hy is in gevangenis, maar nog steeds praat hy met, jy weet, die mense rondom hom, jy weet, die Romeinse wagte ensovoorts. Hy hou aan, ongeag, jy weet, en ek dink baie keer sit ons met 'n situasie waar ons sit en ons wag vir die Here en ons sê maar,
Here, wat is U wil? Here, waar kan ek werk? Of Jy weet- verskonings om dit nie te doen nie. Presies, dit raak in 'n verskoning in, want jy weet, dit is, ek wag vir die Here om vir my antwoord te gee. En ja, die Here stuur ons baie keer op spesifieke take, jy weet, ons sien dit in die regte die Bybel, Jona is gestuur om Nineve toe te gaan en dat het goed. Maar, net omdat jy wag vir 'n spesifieke taak, beteken dit nie, jy kan nie dien waar jy nou is nie. Dien oral waar jy gaan, wees altyd gereed om die evangelie te versprei. Amen. Amen. Die vraag aan die einde van die dag lees soos volg. Nou staan boodskap op my komputer, nou kan ek nie die vraag lees nie, ekskuus. Op watter maniere ondervind jy op hierdie oomblik die werklikheid van die groot stryd? Hoe kan jy bemoedig word en krag ontvang deur jou kennis dat Christus reeds die stryd namens ons oorwin het? En ek dink dis 'n ding, leraar, waarmee baie van ons as Christene sukkel, want ons vind onsself in hierdie stryd. En ons veg nie net teen die bose geeste in die lig nie, ons veg teen die eie ek ook. En dit voel altyd asof ons verloor. Maar die feit dat Christus het reeds oorwin, as ons dit ons eie kan maak, dit regtig kan glo. Luisteraars, asseblief gesels met ons in die kommentaar gedeelte, deel die hele gedagte met ons daar asseblief. Iets wat leraar daarso wil doen, voor ons oorgaan na die volgende dag, na Dinsdag toe. Ek wil net sê dis mens om te twyfel. Ja. En baie keer is ons daar onsself. Ons nie net met twyfel nie, maar dat ons mismoedig raak. Ja. En ons dink baie keer en ons vleis onsself en ek dink dit is iets van die duiwel af as jy dink, maar ek is nie toegelaat om so te voel nie. En ek dink jy is heeltemal toegelaat om so te voel, om mismoedig te voel, om dalk te twyfel. Maar die Here nooi ons en hy sê, maar kom ons praat saam. Ja. Kom ons redeneer die saak saam. Ons het 'n verhouding, ons het 'n God wat ons uitnooi om saam met hom te praat en sê, maar Here, ek sukkel vandag, ek kan nie. Ja. Jy weet, en ek dink dit is pragtig, selfs Romeine 8 sê, jy weet, dat die Heilige Gees dra oor, jy weet, na die Here toe, 'n maniere wat basis waarop dit neerkom is, as jou woorde faal, om vir die Here werklik te sê hoe jy voel, die Here ken jou hart, die Heilige Gees raai dit oor aan God die Vader, en hy sê, maar jou kind sukkel hiermee. Amen. En dit is wat die Here ons uitnooi te doen. So dis okay om daar te hê waar jy mismoedig voel, maar kom terug na die Here toe. Kom terug en sê, maar Here, ek sukkel, help my. Ja, ons het in verlede week se lesie gegaan oor danksegging. Redes om dankbaar te wees. Count your blessings, name them one by one. Is baie belangrik vir ons geestelike toestand. Okay, dan is ons by Dinsdag om oortuig te wees. En dan kyk ons dan na Filippense 1 vers 23 en 24. En wat hier gevra word is, wat bedoel Paulus wanneer hy sê dat om heen te gaan en met Christus te wees verreweg die beste is. Kom ons lees dit. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Nou leraar hierdie gedeelte waar hy sê, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Hierdie gedeelte is misverstaan vir baie jare. Want hierso word aangeneem dat wat hy sê is, wanneer ek sterf dan gaan ek dadelik na Christus toe. En is dit eintlik Bybels wat daar wat die mense uit daai vers uit kry? Wat bedoel hy met dit? Dit is weer eens een van daai verse wat ek vir Paulus vra, maar hoekom het jy dit so gestel? Ja. Nee, ek wil ook graag 'n praatjie met hom hê. Ek dink daar's baie mense. Ja. Sy lyn gaan lank wees. Ja. Ek dink weer eens kom terug na die feit dat Paulus is 'n ouer man. Hy's moeg. Alles wat hy deurgegaan het. Ja, en jy weet hy sê hy is gewillig om te aanhou werk, maar ek dink tog elke kind van die Here, of jy nou 20 is of jy nou 80 is, verlang om saam met die Here te wees. Ek dink dit is wat ons eers moet besef. En Paulus is besig om hierdie verlange te uiter. Kyk, as jy doodgaan, weet ons, jy slaap,
En die Here self het dit al 'n paar keer gesê toe hy op aarde was, jy weet, die persoon slaap, jy weet. Hy het nooit gesê hulle is in die hemel nie, hy het nooit gesê die persoon is nou dood, of hy het altyd gesê die persoon slaap. Maar wat ons wel weet, wat ons ook weet van die dood is, dit vir jou is dit soos slaap. Jy gaan dood, wat gebeur wanneer jy wakker word, dis wanneer die Here kom, as jy in die Here gesterf het, en dan sien jy hom. En so Paulus, ek dink, besef dit, en hy sê maar, jy weet, as ek nou sterf, wanneer ek wakker word, gaan ek vir Christus sien, ek gaan saam met hom wees. Want weer eens, hy weet sy lewe is in Christus. So ek dink dit is belangrik om te besef van Paulus self. Kan ek hierdie versie lees vir ons? Hierso sê Paulus in dieselfde boek, hoofstuk 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, dis nou vers 10, vers 11, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. So, hier het hy verlang na die opstanding van die dode. Kan ek maar 1 Tessalonisense lees vir ons, leraar? Ja, en dan sal ek dit sê. Selfde wat Paulus hierso sê, en leraar kan vir ons uitbrei op die, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Ek wil net iets daar noem, leraar, dat vers 15, ek het hom nou nie hierso nie, maar vir ons kykers, gaan kyk na vers 15, want hierdie praat van die wederkoms, die woord wederkoms is daar. Baie mense sê, maar hierdie is die wegraping wat hiervan gepraat word. Die woord wederkoms is in vers 15. Ek gaan kyk of ek hom hierso kan opsit, die mense ook kan lees, terwyl leraar bietjie vir ons uitbrei oor hierdie. So dis pragtig dat Paulus sê, jy weet, hy wil ook deel wees van die opstanding, en daardie konsep van opstanding is iets wat baie belangrik is. Ons kyk eenvoudig na die dood van Christus. Okay? As die teorie is dat jy gaan hemel toe wanneer jy sterf, maak dit dan sin dat die Here sterf die Vrydag, hy is hemel toe die Sabbat, en dan kom hy terug op aarde te wees vir 'n kort rukkie, en dan gaan hy weer terug. Jy weet, die opstanding is een van ons die pilare van ons Christelike geloof. Jy weet, om te sê, maar die Here het die dood oorwin deur op te staan. Die liggaamlike opstanding is iets wat ons baie diep en baie noukeurig moet bestudeer. Jy weet, 'n logiese vraag wat 'n mens kan vra is, as ons almal hemel toe gaan wanneer ons sterf, ons siele gaan hemel toe. Hoekom kom die Here terug? Hoekom kom hy terug om ons te kom haal? Hoekom gaan hy mense opwek? Kan hy nie net vir my, as ek in die hemel is, fisiese liggaam gee nie? Hoekom moet hy my liggaam wat al die afgelope 200 jaar in die aarde gevrot het, opwek en restoreer, en hy kan my net 'n nuwe liggaam gee in die hemel. En ons sien, daar is die Bybelse bewyse wat praat van, jy weet, hierdie onderskeiding tussen siel en liggaam. As jy kyk na die Joodse of die Hebreëse verstaan van die woord siel, is nie net hierdie wese wat buite die liggaam is nie. Dit is alles wat jy is. Jou siel is jou fisiese liggaam, jou gedagtes, jou hart, wie jy as mens is. Dit is wat jou siel is. Ander vertalings gebruik die woord wese in die plek van siel. 'n lewende wese in plaas van 'n lewende siel. So jy kry 'n dooie siel, 'n dooie wese en 'n lewende siel. Nou die Bybel sê ook elke siel wat sondig sal sterwe. Mense glo ons het 'n onsterflike siel. Die duiwel het gesê vir Eva, het God nie gesê ons mag van al die vrugte eet nie? Nee, van hierdie mag ons nie aanraak nie. Eet want ons sal sterf. Nee, jy sal gewis nie sterf nie. Nou glo mense in 'n onsterflike siel, want hierdie leerstelling het die duiwel bevorder, want hy het 'n doel daar agter. En ongelukkig is baie mense meegesleep met hierdie valse leerstelling. Ek het nou vers 15 hier opgesit. Ek wil ook net iets sê, wat baie interessant is, veral met hierdie gesprek van, jy weet, die toestand van die dode. Die aanklag, as ek dit so kan stel, so wil ek nie, maar dit is net julle Adventiste wat so glo. En dit is nie die waarheid nie. Ons kyk na 'n baie populêre term, SOS, staan vir Save Our Souls. Nie deur Adventiste ontwikkel nie. Maar Save Our Souls is actually 100% teologies korrek. Want as jy nou besig is om op
skip, as jy op 'n skip is wat besig is om te sink, Ja. en jy sê sy wasals, as jy mos nou 'n goeie verhouding het met die Here, gaan jy mos nou weet, Ja, jou siel is gered. jou siel is gered. Ja, maar hoekom sê jy sy wasals? Dit is 'n aanroep om te sê, maar red ons Red ons liggaamlike lewens. Red ons lewens. Ja. Yes, ja. So dis net 'n baie interessante Dis nogal gedagte. interessant ene, ja. Ja. Kyk gou wat sê hierso vers 15. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, die wat in die grafte is, hoegenaamd nie sal voorwees nie. So hy sê hierso, wanneer Jesus kom op die wolke, die mense wat lewe wanneer Jesus kom, gaan nie iets ervaar wat die wat in die grafte is nie gaan ervaar nie. Dan sê hy, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Wanneer? Met die wederkoms. Ja. So diegene wat gesterf het, is nie voor of het meer meer van 'n ewigheid. Ja. As diegene van ons wat nog op aarde is nie. Die vergelyking wat jy lees ook gebruik is, en ek sien jy het hom daar so gehaal, is van Lazarus. Jy weet, hy sterf, nou is hy vir 'n paar dae in die hemel, en nou kom iemand en sê nee, maar sorry, jy moet terug afgaan en weer sterf. Ja. Dit maak nie sin nie. Ja. Tot wat se doel? Jy weet, ons het nêrens gelees dat Lazarus enige evangeliewerk of iets is dit gedoen het, en ek breek nie Lazarus af, maar wat ek sê is daar is geen duidelike doel behalwe vir die feit dat vir sy susters dat hy weer opgewek is nie. En verheerliking van die Here se naam, ja. Presies. En so dit is eintlik heeltemal onregverdig dat Lazarus teruggeroep is as hy hemel toe gegaan het. Ja, want ons lees in Prediker 9 vers 5, en hier is net een gedeelte, daar is baie ander gedeeltes, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer, want hulle nagedagtenis word vergeet. Nou hier is net een teksvers, daar is baie teksverse, daar is wel nou gedeeltes wat het wil voorkom dat het anderster is, soos wat Paulus wat nou gesê het, wat die mens kan dit vertolk, waar hy sê, ek kies om eerder nou dood te gaan, dan wandel ek by Christus wanneer ek doodgaan. Maar as jy kyk na wat hy omtrent hierdie onderwerp sê oor die res van sy geskrifte, en ook die hele Bybel in geheel vat oor hierdie onderwerp, is dit baie duidelik, dat ons rus in die stof. Wanneer die Here kom op die wolke, kom hy ons opwek, en vat hy ons huis toe. Ja. Almal saam. En ek wil julle uitnooi, gaan kyk 'n bietjie na Hebreërs 11, en kyk bietjie waar het praat van al hierdie geloofshelde, en dan sê dit kort, hulle het nie die belofte ontvang nie. Hulle het uitgesien na die Vaderstad, die Hemelstad, en dat hulle dit nie ontvang het, en dan eindig hoofstuk 11 af met hoekom nie, sodat hulle nie sonder ons verheerlik sal word nie. 'n Baie belangrike punt, gaan kyk daarna. Goed, hierso by hierdie dag se les is hier ook 'n vraag, en die vraag is weer eens, alhoewel niemand wil sterf nie, het jy al ooit gedink aan die oomblik wanneer jy sterf, jou volgende bewuswording, die wederkoms van Christus sal wees? Hoe kan daardie gedagte jou help om Paulus se denke hier te verstaan? Ek dink leraar het reeds daaraan geraak en gesê, wat hy sê is, wanneer ek sterf, weet ek word gebere vir die wederkoms. My volgende bewuste oomblik sal wees om die Jesus te sien op die wolke en met Christus te wees. En ek dink ook, Paulus se houding oor die hele situasie, of ek sterf, of ek lewe, dis in Christus se hande, en ek sal aanhou werk tot en met ek sterf. Dis ook baie belangrik, want die ander kant van die saak is, jy kan maklik sê, okay, as ek sterf, jy weet, gaan ek met die Here wees, of jy weet, ek gaan sterf, en dan wanneer ek weer wakker word, kom Christus. Nou, die vraag kan maklik wees, maar hoekom, en as ek so direk kan stel, hoekom pleeg ek nie sommer nou selfmoord, en dan is ek, jy weet, in die hemel, hoekom sukkel ek nog met hierdie lewe? En dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here het 'n taak vir ons. Die Here gee vir ons tyd. Hy gee vir ons 'n kans om in hierdie lewe te wees. Ons sit nie net en wag. En daar's baie van ons wat sit en wag vir die Here. Jy weet, en ons gebruik daardie term in die kerk ook. Ons wag op die Here. En alhoewel dit korrek is in die sin dat ja, ons wag op die Here se wederkoms, beteken dit nie ons moet sit en net niks doen nie. En daar's 'n taak wat voor ons lê. En dieselfde soos Paul sê, ek gaan aanhou werk, dink nou in Engels. Dieselfde soos Paulus sê, ek sal aanhou werk tot en met ek sterwe, moet ons dieselfde sê, maar ek gaan aanhou werk vir die Here tot en met iets met my gebeur. Ek gaan aanhou
werk. Amen. En ek wil net noem, dan mag miskien iemand wees wat voel dat jy wil miskien 'n einde maak aan jou lewe. Ek weet die aarde, hierdie sondige wêreld is stikkend, en 'n mens sien nie altyd die lig nie. Onthou, God verstaan wel wat jou situasie is, maar God is ook regverdig. 'n Mens kan nie vergifnis vir 'n sonde vra wat jy gaan pleeg nie. Dis om verskoning te soek om te kan sondig. 'n Mens vra vergifnis vir 'n sonde nadat jy dit gepleeg het. En sou iemand selfmoord gepleeg het, is daar die gevaar, hulle kon nie vergifnis vra vir daai sonde nie. Nou sê ek nie mense wat selfmoord gepleeg het, is verlore nie. Dis nie vir my om te oordeel. Ek sê dit is gevaarlik. Dit is soos om Russian roulette te speel. Dank die Vader, die oordeel is in God se hande, wat alles weet en verstaan en genadiglik is, meer as ons ooit kan wees. So, moenie dink ek sê dat so 'n persoon verlore sal wees nie, maar dit is 'n gevaarlike speletjie om te speel. En sit jou las voor die Here se voete neer en wag op hom geduldig. En as ons dit doen, sal die Here deurbreek, want nie oor ons getrou of ontrou is nie, maar die Here is getrou. Kom ons gaan na die volgende dag doen. Ons is nou by Woensdag, en Woensdag se opskrif is om na eensgesindheid te streef. Nou, ek wil graag hierdie lees, Leraar Johannes 17 vers 24. In Johannes 17 is Jesus besig om te bid, die laaste nagmaal saam met die disippels. Hy sê, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. En dan het hy gebid in vers 11, sodat hulle een kan wees net soos ons. Nou, leraar het nou te doen met baie gemeentes, hierdie eensgesindheid. Hoekom sukkel ons so daarmee? Dis 'n baie vraag. Ja, nee. Hulle ek weet nie. Die eie ek. Heel waarskynlik. Heel waarskynlik, dit is 'n mengsel van 'n paar dinge, maar ons sien baie keer dat kerke sukkel om nee, laat ek die kerke uitlos, laat ek kyk na enkele kerke, dat mense in die kerk sukkel om by mekaar uit te kom, want daai persoon het 20 jaar gelede vir my ma iets sê. Anyway, ons moet besef, ons sit nie met perfekte mense in die kerk nie. Ons sit met sondige mense, ons almal maak foute. Maar as ons kyk na die vraag wat ons gevra word, waarna verwys beide Jesus pad is hier nou genoem, wat onontbeerlik of jy weet iets is waarmee jy nie kan afstaan nie, is om eenheid in die kerk tot stand te bring. Eensgesindheid is belangrik. Nou, eensgesindheid is dit kan enigiets wees. Ek en jy kan eensgesind wees oor ons gevoelens oor 'n sekere politiese party. Maar eensgesindheid in hierdie konteks is eensgesindheid eensgesindheid in die sin dat ons is almal in dieselfde manier toegewy tot die evangelie van Jesus Christus en die waarheid daarvan. Wat beteken dit prakties? Wat dit prakties beteken is, ek weet jy het foute. 1 Timoteus, ek dink dis 2 vers 9, as ek nie verkeerd is, maar 1 Timoteus, of 2 Timoteus, ek sal korrigeer, praat van, jy weet, ons kyk verby mekaar se sondes. En dit is nie regverdiging tot sondes, maar dit is om te sê, ek weet jy het foute, maar, omdat ek lief is vir jou, as gevolg van wat Christus vir my gedoen het, weet ek kan nie in oordeel staan teenoor jou nie. So, as jy 'n fout het en jy kom en sê, byvoorbeeld, die Heilige Gees is nie God nie, ons gaan saam met jou werk en ons gaan 'n pad saam stap. Ag, jy nie alleen ons nie. Maar so baie keer kyk ons, soos jy sê, die eie ek. Ons kyk na, ek seer gemaak, jy weet. Hoekom gaan ons kerk toe? Hoekom is ons in hierdie kerk? Ons kyk weer eens, Paulus was bereidwillig om oral waar hy gaan te dien. En baie van ons is nie gewillig om te dien nie. En ons dink baie daarvan in 'n eksterne manier. En ons moet gewillig wees om kos uit te gee. Ons moet gewillig wees om al daardie dinge te doen. Maar baie belangrik ook binne in die kerk. Mekaar dien. Ons moet mekaar dien. Hoekom het ons voete wassing? Dis 'n herinnering dat ons nederig genoeg moet wees om mekaar te kan vergewe. En as iemand vergewe, kyk jy verby jou eie seer. En jy sê, maar ek wil hierdie verhouding herstel.
Amen. Baie dankie. Kom ek lees hierdie Filippense 1:27. Hy sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees verstaan en van een siel saam stry vir die geloof van die evangelie. So hierso praat hy van een in gees, een in verstaan, een van siel. Ek het nou nie opgesit vir ons kykers nie, ek gaan dit net weer lees. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vas staan en een van siel, saam stry vir die geloof vir die evangelie. So het leraar sê, hier sien ons daai eenheid, waar ons saam stry, want kyk, ek stry teen die dinge in my lewe, en ons moet dit saam doen. Ons moet vir mekaar bid. Daar is 'n gedeelte waar Paulus ook sê, bid vir mekaar dat julle gesond kan word. Dis deel van ons geestelike proses, om daar te wees vir mekaar, in hierdie groot stryd, hierdie kosmiese konflik waarin ons gebolder is. Ons het dit wel nie gekies nie, maar ons is hierin, en ons het 'n plig wat dit aanbetref. Dit sê so ook, leraar het gevra, miskien kyk ons na Micha 6 vers 8, kan ek hom maar lees? Ja, ons kan hom lees en dan wil ek net bietjie teruggaan na dit, maar kom ons lees hom eers. Om reg te doen en liefde te betrag en om ootmoedig te wandel met jou God. So hierdie is wat die Here wil hê van ons, wat van ons verwag, nee. Okay? So die les daarso, en ek dink die Here daarvoor bring uit dat Filippense 1:27 vertaal word as gedra julle waardig, wat beteken om as 'n burger te lewe en dan dus as 'n burger van die hemelse koninkryk. Amen. En 'n vraag waarmee ek baie keer sit vir myself ook. Ek preek nie hierso vir mense nie. Ek vra dit vir myself is, as ek 'n probleem het met iemand, kyk, weer eens kom terug na die nagmaal toe vir my. Ons doen dit gereeld, want ons is sondig, ons maak foute. Maar die instruksie is dat jy dinge met mense moet regmaak voor jy die nagmaal betree. Jy kan nie ingaan in 'n nagmaal en nog steeds 'n probleem het met iemand nie. En ongelukkig is dan mense wat doen elke 2-3 maande nagmaal en hulle is vir 20 jaar 'n probleem met mense, jy weet. En dit is nie vir my reg nie, maar my vraag is, as jy al klaar soos 'n burger wil lewe van die hemelse koninkryk en ek het 'n probleem met jou, wat van ons maak as ons hemel kom? Of ons moet nou ons probleme met mekaar uitsorteer, of een van ons gaan dit nie hemel toe maak nie. As ek prakties daarin dink. Ja. Want die is in ons verhouding, so die probleem is, kyk, jy kan nie die beste vriende met almal wees. Ek sê nie spandeer 24 uur met elke persoon in die kerk nie, maar daar is mense wat nader in jou lewe is en wat jy, ek is versigtig om te sê meer verlief is, maar jy verstaan wat ek bedoel. Ja. Daar is mense wat jy meer mee aanklank vind, maar as jy 'n probleem het met iemand, dis of jy of daardie persoon wat jy moet gaan maak. Ja. So om veilig te speel, maak die saak reg. Los jou probleme op. En die ding is, ons moet so besorgd oor mekaar wees dat ons na mekaar moet uitreik, want ons weet dit kan tot die verlies van ons siele wees. Ja. Nee? En eintlik, as jy kyk na Matteus 18, jy weet aan die einde wanneer dit juist praat oor vergifnis. Baie mense fokus op die gedeelte wat sê dat as jy 'n probleem het met iemand, as jy broer teen jou gesondig het, vat dit na die ouderling toe in die kerk en so voort, en as nog sies, dis gewoonlik ons fokus. Ja. Die hoof fokus eintlik van daardie teks is nommer 1 om die verhouding te herstel tussen jou en jou broer. As jy broer teen jou gesondig het en hy luister na jou, jy weet, dan het jy jou broer gewin. Ja. En dan gaan dit verder en dit sê, wat ook al jy op aarde verbind, sal ook in die hemel, en dit is 'n wye onderwerp, maar wat ook al jy op die aarde verbind, sal ook in die hemel verbind word, en wat ook al jy op die aarde losmaak, sal ook in die hemel losgemaak word. Ja. En ek het al 'n video daaroor gemaak wat ek gesê het, tot 'n mate is vergifnis eintlik selfsugtig. Ja. In die sin dat ek haal daardie las van myself af, jy weet, dit is eintlik 'n voordeel van myself om iemand anders te vergewe, want dit is hierdie skeiding wat ek het met iemand wat heeltemal weggevat word. Ja. En ek dink ons moet net dit besef in ons lewens. Ja. En dit is ook as daar iets tussen my en my broer is, dis amper asof daar iets tussen my en die Here is. Ja.
En die Here sê, moenie na my kom en offers bring nie, gaan maak jou saak reg, kom dan en bring jou offers. So dis baie belangrik. Wel, dit bring ons by donderdag se les, en donderdag is om verenig en vreesloos te wees. Dan kyk ons hierso na Filippense 1:27-30. Die vraag is, wat is die verband tussen om eenvormig of saam te stry vir die geloof van die evangelie en om vreesloos te wees? So wat is nou die verband tussen die twee? Kom ons kyk Filippense 1:27-30. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, wat ons nou gelees het, sodat of ek kom en julle sien dan wel, of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle jou in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir julle wel bewys van verderf. Dit is wel vir hulle bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. So hier sê Paulus dat hy ook deel aan die stryd, die lyding van Christus, maar hy moedig hulle aan, dat hulle sal aanhou stryd, ten spyte van die weerstand, wat hulle is geroep, om vir Christus te ly. En om die vraag te beantwoord, wat is die verband om eenvormig saam te stry vir die geloof in die evangelie en om vreesloos te wees? Ek het net 4 woorde hier neergeskryf. Vertrou in die Here. Amen. Is eenvoudig so. Vertrou Ons kan in nie die op Here. mekaar vertrou nie. Ons kan nie op onsself vertrou. Ons vertrou moet uit in die Here wees. Ja. Die lesie sê hierso, Satan se groot strategie is om te verdeel en te oorwin. In Engels klink dit beter. Hoe sê dit in Engels? Verdeel en oorwin? Divide and conquer. Ja, divide and Divide and conquer. Tweedrag is dodelik. In Markus 3:25 het Jesus gesê, en as 'n huis teen homself verdeel is, kan daardie huis nie bly staan nie. En daarom is dit so belangrik vir ons om te besef, in hierdie groot stryd moet ons kies aan watter kant ons gaan wees. Ons moet ons gevegte kies. Ons moet ons fights kies. Maar ons moet dit kies wat ook al tot eer van die Here gaan wees. Partykeer moet ek maar die belediging vat. Partykeer moet ek maar die punch vat. Vir die Here se onthaalwe. En sê, Here, help my om reg te reageer. Help my asseblief om te kan vergewe en vrede en liefde in my hart te hê. Want uit ons eie gaan ons dit doen. Ja. Dit kan net van die Here afkom. Dan, as ek 'n praktiese voorbeeld kan gee, jy weet, iemand sukkel met 'n sonde. En jy kan of na hom toe gaan en sê, ek sien jy sukkel met hierdie, dis 'n probleem. Ja. En baie keer kom daardie tipe Net reaksie foute uitwys. Ja, net van, ek wil wys ek's beter as jy, of ek wil sê jy behoort nie in die kerk as bijvoorbeeld. Ja. Of, ek gaan iemand toe sê, maar broer, ek sien jy sukkel, kan ons help. En baie keer word daardie ook geantwoord met 'n vervloek of 'n verwerping. En ons moet daardie kan Dis hoe hulle Jesus geantwoord het. Dis hoe hulle Jesus, presies. Maar as ons na iemand toe gaan, moet dit wees as gevolg van ons liefde vir hulle. Yes. Nie net om te sê, maar ek's beter as jy, of ek sien jy het 'n probleem en jy weet wat te kom. Maar dan word ons liefde getoets oor hoe hulle reageer partykeer, né? Ja. Ja. Dan kom ons agter, ja, ons het nog baie nodig. Kom ons kyk hierso die volgende verse. Dis nou baie kort versies, maar die vraag is, dit sê lees die volgende Bybelverse en maak 'n kort opsomming van hulle gemeenskaplike tema. Matteus 10:38 sê, en wie sy kruis nie opneem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Handelinge 14:22, en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Romeine 8:17, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. En dan 2 Timoteus 3:12, en almal wat ook
godsvrugtig wil kies, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. So dit is, soos wat sê, luister hierso, that's the way the cookie crumble. Ja. As jy die Here volg, jy gaan teenkanting kry, jy gaan vervolg word, want ek moan baie keer, ek doen dan die werk van die Here, hoekom moet ek so sukkel, nou wil die klank weer nie werk, nou wil dit nou weer nie werk, Ja. It's a given. Leraar, Jongie Pimpie Papu het paar jaar gelede by 'n konferensie gepraat en hy het gesê, almal wil vir jou sê, as jy die Here volg en as jy kind van die Here is, sal niks jy oorkom nie. Hy sê, ek kom en sê vir jou, as jy kind van die Here is, gaan jy doodgaan. Jy weet. Ja. En ek waardeer dit, want dit is, dit is heeltemal waar. As jy 'n lewe in Christus kies jy 'n lewe van verwerping. En dit is nie noodwendig, ek meen die gedagtes wat gewoonlik, althans by my wat opkom is, ek het China toe gegaan, of een of ander, jy weet, vreemde land, en daar sit die mense my vervolg. Nee. Dit speel eintlik uit in ons persoonlike verhoudings ook. Ja, Ek het al gesien hoe vriendskappe net verdwyn het. yes. En nie asof van ons gesê het gaan weg, of wat hulle gesê het ons kan nie. Dit is maar net vriendskappe wat net gesê het, maar ons, jy weet, hulle het net met tyd verskonings gemaak en eventually het ons mekaar nie meer gesien nie. En ons vind dat ons meer en meer eintlik maar net tyd spandeer saam met medegelowiges. Nie uit eie keuse nie, maar dis net jou waardes is nie dieselfde nie. Ja. En ander mense wat byvoorbeeld veral in my posisie, as hulle vra oor wat se werk doen jy, dan sê ek's leraar. Okay, jy weet, ek staan 'n bietjie terug. Ek moet nou anders optree. So verwerping kom in jou persoonlike verhoudings ook waar, kom ons sê jy het nie in die kerk groot geword nie, en nou kies jy en jy sê ek wil gedoop word, jy weet, ek wil hierdie keuse vir die Here maak, en dan moet jy aan jou ouers verduidelik, maar ek kies hierdie kerk, jy weet, dis anders as die kerk waarin oupa en oupa groetjie en so voort was, jy weet. Dis 'n moeilike keuse om te maak, jy weet, en ek dink daar's baie mense wat sukkel om die Here te kies, want mense gaan dink ek's anders. Maar ek bid vir elkeen wat in daardie posisie sit, dat jy moet besef dat die Here belangriker is as enigiets anders. Die Here sê, jy weet, as jy lief is vir my, jy weet, dan sê hy, dit is een van die disciples wat hy gesê het, los jy vader agter, jy weet, laat die dode hulle self begrawe, en dit klink baie hard, maar baie van ons verloor die Here, want ons kies ons vriendskappe, ons kies ons families, bo wat ons weet eintlik die waarheid is. Ja, en die kring wat daar uitloop is, ons kan ewige lewe verloor, en moontlik ook ons familie vir wie ons die Here vooropgee, want dis juist deur ons bekering wat die Here hulle kan bereik. Presies. En dan is dit nie net ons wat die ewige lewe gaan verloor nie, maar ook die geliefdes wie ons so lief is. Leraar, ek wil hierdie dag afsluit met hierdie laaste sin. Dit sê, eintlik is dit op die ou einde beter om liewer vir Christus te ly as vir enige iets anders. Nou die gedagte hierso is, op hierdie aarde maak nie saak wie is, waar jy is, wat jy glo nie, wat jy doen nie, ons ly. Dis 'n moeilike gebreekte wêreld. Dit is baie beter om eerder vir Christus te ly, en dan so die ewige lewe te beerwe. Nie dat ons dit beerwe, omdat ons vir Christus ly nie, maar dit is 'n groot eer. En as dit uit jou hart uitkom, dit is 'n teken dat jou ewige lewe is verbonde in Christus. En dan hierdie laaste vraag. Kom ek sit hom ook op die skerm. Watter hoop, watter vertroosting behoort ons as Christene te midde van ons lyding te hê? Watter hoop, watter vertroosting behoort ons as Christene te midde van ons lyding hê? Nou leraar, ek sê altyd, die mense sê lekker is net 'n vinger lank. Vir ander woorde, dit hou op. Lyding is ook net 'n vinger lank. Dit hou nie vir altyd aan nie. En die Here het 'n plan gemaak dat dit algeheel tot einde gaan kom, wanneer Jesus kom op die wolke. En dis waar ons hoop moet lê, die wederkoms van Christus. Want hierdie wêreld kan ons niks hoop gee. Nee, amen. Kom ons gaan nou na Vrydag toe. Vrydag het 3 vrae. Ons gaan vinnig deur hulle werk. Die idee is dat julle asseblief ons help om hierdie vrae te beantwoord. Ons wil nie al die vrae beantwoord en alles sê wat daar gesê kan word nie, maar dat julle asseblief ook in
kommentaargedeelte saam met ons sal gesels. So, die eerste vraag gaan leraar hom sommer vir ons lees. Okay. Na aanleiding van R.F. Cottrell se aanhaling hierbo, wat benodig die Heilige Gees vandag om eenheid in God se kerk te bewerkstellig? Hoe belangrik vir kerkeenheid is die toepassing van die raad wat ons deur die Gees van profesie ontvang het? So, hierso is nou hierdie persoon wat hierso nou aangehaal word, R.F. Cottrell, deur Ellen G. White, eerste geskrifte. Nou, wat is dit wat sy hierso aanhaal? Dit sê, nog nooit was daar sulke verdeeldheid in die Christendom as vandag nie. As die gawes, as apostels, ander profete, ander evangeliste, herders en leraars, waarvan Efesiërs 4 vers 11 tot 13 lees, nodig was om die eenheid van die vroeë kerk te bewaar, hoe nodig is dit dan nie vandag om die eenheid te herstel nie? En dat dit die doel van God is om in die laaste dae die eenheid van die kerk te herstel, blyk baie duidelik uit die profeseë. Ons word verseker dat die wagters eenders sal sien wanneer die Here Sion weer sal herstel. Ook word gesê dat die verstandiges aan die einde sal verstaan. Wanneer dit gebeur, sal daar eenheid van geloof wees onder almal wat God as wys beskou. Want diegene wat in der waarheid reg verstaan, moet noodwendig eenders verstaan. Uit wat ons aangevoer het, is dit duidelik dat die volmaakte toestand van die kerk wat hier voorspel is, nog in die toekoms lê, en dus het hierdie gawes nog nie hulle doel bereik nie. So volgens hierdie persoon het ons die gawes van die Gees nodig. Ons het dit nog nie bereik nie. Wat beteken, dit is nie net die predikant, die hoofouderling, wat hierdie gawes moet besit en uitoefen nie, maar elke liewe lid wat hulle hart vir die Here gegee het. En ek dink dis waarna hier verwys word. Daai verdeeldheid is as gevolg van die eie ek, op een of ander manier, en ons het nog nie daai eenheid bereik nie. En die ding wat die eenheid bewaar het in die Ou Testament, of in die Bybelse tyd, was hierdie gawes. En hierdie gawes was gebruik gewees om mekaar te bedien, om die gemeente te bedien, nie die eie ek nie. Ja. En ek dink dis waarop dit neerkom hierso. Iets wat die leraar wil sê daar, voor ons na vraag 2 toe gaan. Wel, ek kyk na hierdie spesifieke sin. Wat sê, ook word gesê dat die verstandiges aan die einde sal verstaan. Baie van dit gaan oor verstand, jy weet, die kennis. Die kennis van die Here is begin, of ja, die kennis van die Here. Die vrees van die Here is, of die vrees van die Here is die begin van alle kennis. Presies. Ja. En ek dink baie keer ons sit met 'n teorie van God. Ons sit in ons kerke en ons weet wat reg is. Ons ken die waarheid. Ons ken die waarheid. Veral as jy 'n vierde generasie is. Ja. Ek so vierde generasie Adventist. Selfs. En ek kan maklik sê, maar en ek was vir lank so wat ek gesê het, maar ek weet alles, jy weet. En eers later in my lewe het ek besef, maar ek het nie eintlik 'n verhouding met die Here nie. Ja. En baie keer van ons vat ons teorie, of wat ons het, die waarheid wat ons ken, en ons sit dit in plek van ons verhouding met die Here. Ja. Kennis van die Here is nie net die teorie wat jy ken nie net die preek wat jy geluister het. Die kennis van die Here is 'n praktiese ervaring wat jy het met die Here. 'n verhouding. 'n verhouding met die Here. En die Here is, kom terug na 'n verhouding. Ja. Waar jy, daardie verhouding is die ding wat jou die informasie gee, wat jou die krag gee. Amen. Wat jou toelaat om dan die gawes van die Heilige Gees te kan ontvang. En ek dink daar is 'n paar van ons wat in ons kerke sit wat dalk nie 'n verhouding met die Here het nie. En ons besef dit nie. Ja, dis waar. Die volgende vraag, lees, vraag 2. Hoe sou jy die Bybels leerstelling oor die toestand van die dood aan 'n vriend verduidelik wat glo dat Paulus en ander Christene wat gesterf het, nou saam met Christus in die hemel is? Wel, hierdie is 'n baie lang onderwerp. En as ons eers gaan praat oor hom, gaan ons baie lank vat. So, wat ek wil doen, ek wil julle vra, as daar enigiemand is wat onseker is oor hierdie onderwerp,
laat my weet in die kommentaar gedeelte. En ek kan 'n volledige uiteensetting vir u stuur, of ek kan 'n video maak, opneem, en 'n baie duidelike uiteensetting vir julle uitsit, wat julle ook met ander kan deel. Julle kan dit ook neerpen, dit self merk in julle Bybels, want die vraag is hier, hoe gaan jy dit oordra? En ons kan nie oordra as ons dit nie self weet nie. So dit is 'n studie wat ons self moet doen, en ook oorseker moet wees of dit wel is wat die Bybel sê, dit wat ons glo. So ek wil julle graag daai geleentheid gee om dan vir my te laat weet. Stel julle belang in so ietsie, moet ek vir julle so ietsie stuur? Ek kan dit of persoonlik stuur vir jou, gesels met my in die kommentaar gedeelte hieronder. Ietsie kort wat leraar hierso wil noem. Nee. ek dink dit sou goed wees as daar 'n studie uitkom en mee gedeel word. Ja. Okay, kom ons kyk na vraag 3. Vraag 3 sê, hoe verstaan ons die verskriklike werklikheid van lyding in hierdie wêreld? Hoekom is die groot stryd idee so behulpsaam om aan ons 'n beter begrip daarvan te gee? Hoekom dan moet ons op die ou einde uiteindelik na Jesus op die kruis kyk as die beste uitdrukking van die Vader se liefde en leer om hom selfs in die ergste tye te vertrou? Hier is 'n hele paar verse, maar ek dink een antwoord kan suffice. Wat sal leraar sê hierso? Weet jy, iemand het nadag, of ek het 'n video gesien van iemand wat nadag gevra het, jy weet, hoekom is dit regverdig dat daar soveel lyding in die wêreld is? Dit op sigself is 'n groot onderwerp. En bekende teoloog A.C. Sproul het geantwoord en gesê, wat's fout met julle mense? Het jy hierdie persoon uit die wat uit stof en jy weet modder gemaak is, wat gesondig het, nadat die Here vir hom gesê het, jy gaan sterf as jy sondig, en hy het nog 'n dag gelewe, en nog 'n dag gelewe, en nog 'n dag gelewe, en van daai tyd af is ons net onder genade wat ons lewe, jy weet, ons sondig en ons aanhou lewe, jy weet, en dit is my nogal 'n baie interessante antwoord, maar om dit verder te beantwoord, want dit is drie vrae hierso. Ons moet besef dat ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar die groot stryd nog steeds besig is om aan te gaan, alhoewel Christus al klaar oorwinning behaal het. Dit moet ons baie belangrik besef, jy weet. Het die duiwel nog tyd om mense te verlei, het nog tyd om, jy weet, sy dinge te probeer. Maar as ons aan die Here vashou, as ons weet dat hy al klaar die oorwinning het, ek dink dit is gister of donderdag se gedeelte wat die sin net eenvoudig sê, Satan is 'n verslaande vyand. Nee, hy gaan verslaan word nie. Hy is al klaar verslaan. Ja. En ek dink dit is iets waaraan ons moet vashou, om te besef, die wêreld is sondig. Die wêreld is nie wat die Here wil hê dit moet wees nie. Jy weet, ons kyk na dinge waar mense sê, jy weet, hoekom, omdat hierdie persoon oorlede is, dis die Here se wil. Nee, Dit is nie die Here se wil nie. Die Here wil nie hê mense moet doodgaan nie. Hy wil nie 'n blommetjie kom pluk nie. Presies. Dis teen die wil van die Here. Presies. En hy wil dit kom verander. Maar hy moet toelaat dat sekere dinge gebeur, sodat die einde van die tyd, wanneer hy terugkom, en wanneer almal die kans het om vir hulle self te kan oordeel, is hierdie aanklagte wat Satan gemaak het teen die Here, dat hy onregverdig is dit waar? Sal elkeen van ons kan sê, nee, die Here is heilig, hy is regverdig, hy het oorwin, en hy is werklik God. Amen. Baie dankie leraar. Luisteraars, gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief. Leraar Ryan, dankie dat leraar saam met ons die les bespreek het. Ek hoop ons kan in die toekoms weer so maak. Ek weet nie of ek leraar se naam reg gespel het, van reg gespel het nie. Leraar gaan nou nie sien daarso nie. Maar leraar sal my na die tyd reghelp. Vergewe my as ek dit hierdie keer gedoen het, hoor. Baie dankie julle almal saam ons ingeskakel het. Voordat ons tot sien sê, kan ek vir leraar vra om vir ons af te sluit met gebed. Natuurlijk. Ons Here en ons Vader, ons sê baie dankie dat ons weet U oorwin het. Dat ons weet dat ons kan aanhou om op U te vertrou, Heer, en dat ten spyte van die verwerping wat ons kry in die lewe, Heer, ten spyte van die mislukkings wat ons het en kere waar ons mismoedig voel, Heer, dat ons weet dat ons elke dag, elke oomblik kan terugkom na U toe en kan sê, maar dankie Here dat U saam met ons is. Dankie Here dat U
ons ondersteun, en dankie Heer, dat U vir ons die geleentheid gee om die ewige lewe te verkry. Heer, ek bid dat as daar iemand is wat luister en wat dalk nog U in hulle lewe aanvaar het nie, Heer, of dalk selfs U op 'n vorige keer aanvaar het, maar U al intussen verwerp en verloor het, Heer, dat hulle daardie besluit vandag sal maak om U te kies, Heer, om te kies om deel te wees van U kinders en hulle lewe aan U toe te wy. Ek bid dit alles in die groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Baie dankie Here. Opsomming kortliks, ons het mekaar nodig. Ons lewe is ons is nog hier tot die Here kom op die wolke. Ons het hoop om na uit te sien, maar intussen laat ons hier wees op mekaar. Amen. Tot volgende keer. God se ryke seën.